As jy nog nooit by die kerk iets gekry het nie, dan is dit vanoggend die tyd wat dit gaan verander. Jy gaan vanmôre iets by die kerk kry. Ons gaan ons serve-team omstuur. Jy gaan nou uit die kollektekassie gaan jy nou vat vanmôre. Moet asseblief nie skaam wees nie, maar moet ook nou nie oorgretig wees nie. Vat vir jou 'n geldstukkie uit die kollekte. Dit is nie die kollektekas daai nie. Dit is die prop van die boodskap vanmôre. So maak seker jy vat asseblief eene. Maak asseblief seker jy vat net eene. En ons het vanmôre 'n kosbare boodskap om uit die woord van die Here saam te kan leer oor die los R5 wat God vir jou het. So jy haal vanmôre vir jou 'n R5 uit dit uit wat voor jou verbykom en dan kan jy ook sê die kerk het daarom ook al iets vir my gedoen, prys die Here. Is dit nie wonderlik nie? Ons vat vanmôre iets saam huis toe. Nie net 'n wonderlike tyd in die huis van die Here nie net 'n boodskap nie, maar ook iets wat ons altyd sal herinner aan hierdie boodskap van vanoggend. My tema van my boodskap vanmôre is God het vir jou 'n los R5. Nou ek wil met jou gesels vanmôre oor die los R5 wat God vir jou het. Jy sien soveel keer vra ons, waar is die Here? Waar is die Here in al my moeilikheid? Waar is die Here in al my uitdagings? Waar is die Here in al my swaar kry en al my siekte en my seer kry? Dan sê ek vanmôre vir jou, hierdie boodskap sal jy nooit vergeet nie. God het vir jou vanmôre 'n los R5. Elke ene wat hier is, moet asseblief 'n R5 kry. Kinders, groot mense, volwassenes, almal van julle asseblief, kry asseblief vanmôre 'n los R5 uit die hand van die Here en dit is dan waaroor my boodskap gaan vanmôre. Nou die inspirasie agter hierdie boodskap het gekom so 2 weke gelede, bietjie meer as 2 weke terug. Toe is ek by die huis besig om skuldiggoed te was, soos wat dit 'n gehoorsame man betaam, prys die Here. Kombuis netjies skryf vir my vrou. Sy kan nie opstaan in die oggende as daai kombuis die mekaar is nie. Hoor, so nou vermy ek 'n fight lank voor die tyd. Nou was ek maar in die aande skuldiggoed. En hier's ek besig Saterdagmiddag 2 weke terug. Die weer was baie swaar geweest en ek was besig om skuldiggoed te was. Is ek nie net lief vir my vrou nie. Te midde van die swaar weer was ek nog steeds skuldiggoed. Selfs al kan die skuldiggoed die weerlig my doodslaan daar deur die skuldiggoed water. Weet ek is die doodslaan van die weerlig nie so erg soos hierdie rooi kop vrou se hier meer as ek nie vir haar 'n skoon kombuis gee nie, prys die Here. En daar is ek besig om skuldiggoed te was. En hier slaan die weer kliphard. Bah, slaan die donder weer. En Simeon kom hierso so uitgehardloop uit die sitkamer uit van skok en hy sê vir my, "Het pa gehoor hoe slaan die weer?" Ek sê vir hom, "Ja, ek het gehoor hoe slaan die weer." "Het jy gehoor?" "Ja," sê hy. Ek sê, "Natuurlik, dis hoekom jy hier is. Jy het gehoor, jy het geskrik, nou is jy hier." Hy sê vir my, "Jesus gee vir ons 'n boodskap wanneer die weer so swaar slaan, dan praat God met ons." Is dit nie so nie? En ek dog toe by myself, hier kom nou 'n baie groot teologiese profesie. Hier kom nou 'n woord van die Here uit die hemel uit. En ek wil nou luister, wat wil hy vir my sê vandag? Wat wil die Here deur Simeon vandag vir my sê? Want duidelik het hy 'n boodskap by God gekry. En ek sê vir hom, wat se boodskap het Jesus vir jou gesê deur hierdie weer wat nou so geslaan het? Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê vir my, Jesus sê, as jou pa 'n los R5 in sy beursie het, kan jy hom maar vat. Dis die teologiese, dis die profetiese woord. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as die Here vir jou vanmôre los R5 het, dan is dit joune om te vat. Glo jy dit vanmôre saam met my? Natuurlik glo ek nie was daai 'n woord van die Here nie, maar ek is baie seker dit was 'n woord van die Here. Glo jy dit saam met my vanmôre? Weet jy hoekom? Omdat die Here vir ons het ver bo kan dit wat ons ooit voor kan bid of dink of verwag. Omdat die Here vir ons reg staan met 'n beursie wat reeds 'n los R5 in het. As my seentjie en hulle is so goed daarmee, veral by Mike's Kitchen of so 'n winkel, soos daar aankom, dan kom hy altyd en sê hy vir my, het ek vir hom 'n R5, dan sê ek, waarvoor? Dan sê hy vir daai knikkerbol masjiene wat jy so draai, dan kom hy knikkerbol so afgedraai, of hy bouncing ball. Jy weet, daai bonsballetjies het 'n baie kort leeftyd, veral in ons huis. Hy bons uit die restaurant uit nog voordat ons by die huis is. Of ons maak die venster oop en sy by die venster uit. Of ons kom by die huis, ons het 'n worshond, dan gryp sy daai bal en byt sy vir hom flenters. R5 well spent. As my seentjie vir my vra in die restaurant, het jy vir my 'n los R5, weet jy wat? Die kans dat ek vir hom nie 'n los R5 gaan hê nie, is groter as wat ek vir hom een gaan hê. Weet jy hoekom? Want dit is 'n los R5. En dit is my seun. En hy wil so graag iets hê. Daar's 'n begeerte in sy hart om deel te kan hê aan 'n vending masjien en ek het 'n R5. Waarom sal ek die R5 van hom ontneem?
Ek sal vra jou dieselfde vraag vanmôre. Die Here wat vanmôre in staat is om vir my en vir jou te kan voorsien ver bo kan wat ons ooit voor kan bid of dink of verwag, waarom sal hy nie vir ons die los R5 gee wat hy alreeds tot sy beskikking het nie? Glo jy dit vanmôre saam met my? Ek glo vanmôre dat hy het vir my en vir jou bonatuurlike voorsiening instoor. Glo jy dit saam met my? Ek glo dat die Here het regtig waar iets om vir ons te gee, soos wat 'n pa vir sy seun regtig waar 'n los R5 het, wanneer hy hom so vra. Maar kan ek vir jou vanmôre sê, as ek nie vir my seun 'n los R5 het nie, weet jy wat het ek vir hom? Iets wat God ook vir ons het. Ek het tyd vir hom, om saam met hom 'n bal te kan speel, en saam met hom 'n karretjie te kan speel, en net so het ons Vader in die hemel ook tyd vir my en vir jou. Glo jy dit? Ek glo dat die Here het vanmôre 'n los R5 vir my en vir jou. Ek gaan jou vat na die woord van die Here toe. Filippense 4 vers 19 sê vanmôre vir my en vir jou baie belangrike ding. Hy sê, en my God sal in nommer 1 elke behoefte, nie net sommige behoeftes nie, glo jy dit? Elke behoefte, glo jy dit vanmôre saam met my? Elke behoefte, nie sommiges nie, alles, in alles sal die Here vanmôre vir jou ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. 3 konsepte vanmôre, elke behoefte, ryklik voorsien en wonderbaarlike rykdom in die naam van Jesus. Ek het so vermoë, as mense by ons kom kuier, dan maak gewoonlik die kos, dan maak ek hopeloos te veel kos. Ek wil hopeloos te veel uithaal en wys. En dit gaan nie oor om grand te wees nie, dit gaan nie daaroor, ek kan glad nie skat hoeveel kos is genoeg vir 'n sekere hoeveelheid mense nie. Gevolglik is daar altyd Tupperware bakkies wat oorbly, en ek glo net soos wat ek die pa van my huis is die pa van ons huis vanmôre ook net so in staat daartoe om elke behoefte ryklik oordrewe te kan aanspreek deur die wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Ek weet nie waar jy is vanmôre en wat se seisoen van jou lewe is jy nie. Ek weet nie wat jy nodig het nie, maar ek weet vanmôre dat God alwetend is besig. Glo jy dit vanmôre? Hy is besig. He has not ceased his godly power in your life this morning. Hy het nie teruggetrek sy hand van beweging in jou lewe nie. Stem jy saam met my vanmôre? Dit vat dalk 'n bietjie langer, maar ek weet God alwetend, God almagtig is besig. Maar kan ek gou vir jou sê, voordat jy nou verder dink, wat wil die ou nou vanmôre prosperity preach hier? Ek wil vir jou sê, goddelike voorsiening is glad nie beperk tot finansiële vermoë nie. So as jy dink, ek gaan vanmôre vir jou ryk preek hier uit, dan het ek vir jou baie slegte nuus. Want goddelike voorsiening gaan oor baie meer as net geld. Ek praat vanmôre met jou oor jou huwelik, oor jou verhoudings, jou werk, jou gesondheid, jou liggaam, jou mental health wat hier aangaan. Jou kinders, jou verhouding met hom en die belangrikste, my en jou saligheid. Waarheen gaan ons as ons die dag op hierdie aarde gaan uitwoon? Weet jy waar gaan ons inwoon? By iemand wat 'n los R5 het vandag in sy hand vir my en vir jou. Vir iemand wat bonatuurlike voorsiening het. Vir iemand wat die sluise van die hemele vir jou wil oopmaak op elke grondgebied van jou lewe. En dis nie net finansies nie. As jy vanmôre saam met my glo dat die Here vir jou 'n los R5 het, 'n manier van voorsiening vir 'n onmoontlike taak, steek vanmôre saam met jou hand op. En sê, Here, ek weet vanmôre is die dag, 'n rooi letterdag waar U vir my oopmaak die sluise van die hemele en vir my vandag voorsien op elke grondgebied ver bo kan dit wat ek ooit voor kan bid of dink of verwag. Het jy al ooit verloor in die lewe? Het jy al ooit verloor in die lewe? Het Satan al ooit van jou gesteel? Is daar 'n paar mense wat vanmôre kan voel en resoneer met my en sê, Satan het ingekom, soos 'n dief, die woord van die Here sê, hy's 'n dief wat gekom het om te steel, om te slag en te verwoes, en miskien het jy op 'n stadium 'n R5 in jou hand gehad, en dit is nie net finansies nie, maar iets in jou hand gehad wat die Satan by jou kom afvat het, wat hy by jou kom steel het. Ek wil vanmôre vir jou sê, Joël 2 vers 25 sê, dat die Here vergoed ons, gaan lees maar gerus, hy vergoed ons vir die jare wat die kalfvreter, die afknyper, die voetganger en die springkaan deur jou lande getrek het, gaan lees dit. Dis 4 verskillende tipe springkane wat 'n land verwoes, en hy sê, hy gaan jou vergoed daarvoor. Weet jy hoekom? Want hy het 'n los R5 wat alreeds tot jou beskikking is. Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit? Daar's 'n verhaal in die woord van die Here van 'n weduwee wat 'n verlore muntstuk
gesoek het. Jesus vertel ons hierdie storie, hy sê, watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Wees saam met my bly. Ek het iets teruggekry wat ek verloor het. Jy sien, die Satan het gekom om te probeer steel by hierdie weduwee. Hy het gekom om by haar te vat wat eens hare was. En ons lees vanmôre 'n paar lewenslesse uit die lewe van die weduwee. En dit is, soek dit wat joune was terug. Gaan soek dit. Dit was joune, gaan haal dit. Jy hoor hoe hard sê hierdie vrou hiervoor ja, want haar bakkie is gesteel gewees, onthou julle? En toe 'n dag later, toe gee die Here terug dit wat die Satan van hulle probeer steel het. Sy het nie 'n nuwe bakkie gekry nie, sy het haar ou bakkie teruggekry. Weet jy waarom? Omdat die Here vandag vir jou sê, maak oop, steek daai lamp aan, kry 'n besem en soek dit wat eens aan jou behoort het. Hoor dan? Sy het sorgvuldig gesoek totdat sy dit gekry het. Maar jy sien, ons het in 'n kits lewe verander, 'n instant drive-through. Ag Here, nou het ek dit verloor, nou moet daar iets anders gebeur. Nou het ek 'n bakkie verloor, nou moet U vir my 'n nuwe Hilux gee. Ek neem dit en ek claim dit. Nou soek ek dit. Wat ek nooit eers gehad het nie. Maar nou maak ek aanspraak op iets, terwyl die Here sê, wag so 'n klein bietjie. Ek wil dit wat jy gehad het, soos met die weduwee, wil ek vir jou teruggee, maar jy gaan moet sorgvuldig soek, dat jy dit kan terugkry. Weet jy wat is 'n baie goeie voorbeeld daarvan? Waar is al die getroude paartjies vanmôre hierso? Is daar 'n hand of 3 vanmôre? As jy getrou is, moet jy nou jou hand opsteek, anders is jy in groot moeilikheid by die antie. Jy weet, en soms gaan ons huwelike deur 'n tydperk van liefdeloosheid. Die spark in ons huwelik is nie meer daar nie. Dis nou nie meer lekker om hierdie antie getrou te wees nie. Want sy is ook maar 'n bietjie himerig. Nie my vrou nie, glad nie, hoor? Glad nie, prys die Here. Sy is ook so 'n bietjie himerig. En sy is ook so 'n bietjie kwaai. En sy is ook so 'n bietjie kort af met my. Dis nie lekker om altyd met hierdie vrou getrou te wees nie. Nou oom, waarom het jy met haar in die eerste plek getrou? Want daar was liefde gewees tussen julle twee. En wat gaan die Here nou vir jou gee? Geld om dit beter te maak? Nee. Jy gaan soek daai liefde wat in jou huwelik ontbreek. Soek jy om terug te kom, soos die weduwee haar verlore penning gaan soek het tot sy hom gekry het. Dit moet terugkom na jou huwelik toe. Jou gesondheid. As ek vir jou vra hoe gaan dit, as jy, soos dit gaan met 'n ou mens, want hierdie ou liggaam is nie meer wat hy was nie. Dis wonderlik, so jy weet wat is dit om gesondheid te beleef. Vra die Here dat hy jou gesondheid sal herstel. Vra die Here dat daai gesondheid kan terugkom. Geen hoeveelheid geld in hierdie wêreld kan jou gesondheid vir jou teruggee nie, hoor. So dis nie 'n prosperity boodskap vir môre nie. Dis vir my 'n oproep vir môre om vir jou te sê, vra die Here God Almagtig om in te tree in jou moeilike gesondheidssituasie en jou gesondheid te herstel. Want deur die bloed van Jesus is daar vir my en vir jou genesing. Deur die wonde van Jesus is daar vir my en jou lewe en lewe in oorvloed. En dit het niks met finansies te doen nie. Daar's nog 'n les uit hierdie weduwee se storie uit en dit is soek sorgvuldig. Ons manne het 'n probleem en ek erken dit, dalk is dit net ek, maar ons het 'n probleem. Ek sê vir my vrou sê, "Waar is die pleisters?" Dan sê sy, "In die kassie." Dan loop ek na die kassie toe, gaan haal ek die pleisters. Maak die kassie oop, as daar niks in die kassie nie. Dan sê ek, "Vader, daar's niks in die kassie nie." Dan sê sy, "Gaan kyk maar weer." Dan gaan kyk ek weer 'n keer, maak oop, as ek daar's nie pleisters in die kassie nie. Dan draai ek maar 'n rol toiletrol hier om my vinger. Dan sê sy, "Wat maak jy?" Dan sê ek, "As nie meer toilet, daar's nie meer pleisters nie." Dan sê sy, "Jy het nie gesoek nie." Dan sê ek vir haar, "Luister, jy kan my van baie dinge beskuldig, maar vir my te sê ek het nie gesoek nie, daar's nie 'n manier nie." Dan voor my oë, net die Vader in die hemel weet hoe werk dit. Voor my oë stap sy na daai selfe kassie toe. En maak sy die deur oop en haal sy daai pleisters voor my oë uit. Sy het nie gaan plan daar nie. Ek het nie vermoë om te soek nie. Kind van die Here, hoe het ons as kinders van God, as seuns van die Allerhoogste, op 'n plek gekom wat ons nie meer sorgvuldig soek nie? My penning is weg. Here, nou moet U vir my 'n nuwe ene gee. Nou gaan staan ons bakkant soos bedelaars en sê, Here, ek kort 'n nuwe penning. I'm naming it and I'm claiming it.
Terwyl die Here vir jou sê, gaan soek sorgvuldig na dit wat jy verloor het. Gaan soek sorgvuldig. Totdat dit wat joune was, aan jou terugkom. En dan nommer 4, is gaan vertel jou getuienis. Hoor mooi, vers 9. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue. Is dit nie wonderlik nie? Nêrens staan daar die broers van die samelewing nie. Dis vriendinne en buurvroue, want dit lyk my tot die Here Jesus het geweet hoe baie die vrouens kan skinder. En 'n getuienis gaan vertel. Vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my, bly ek het die penning gekry wat ek verloor het. Want weet jy, die Here gaan vir jou die sluise van die hemele oopmaak. Weet jy hoekom? Tot eer en tot verheerliking van sy eie naam. Wil jy op prys vanmôre daarvoor? Sy naam moet geëer word deur jou storie. Ek het regtig 'n groot probleem met prosperity preaching. En as ek vanmôre hier met jou te gesels oor goddelike voorsiening eerder as prosperity preaching. Want die los R5 is nie daai goue skip wat jy so lank voorwag wat nou inkom. En jy sê ag so lank al, ag Here, kan ek net die lotto wen. Daar's eendag iemand wat vir my ma sê, jy bid so lank al dat die Here vir jou 'n deur gaan oopmaak, maar gaan so lank gaan koop 'n lotto kaartjie. Dalk sê die Here vir jou meet me halfway. Die Here het nie nodig om halfway ontmoet te word nie, hoor. Die Here hoef nie jou iewers ergens langs die pad te kry nie. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Hy het die vermoë om vir jou te voorsien ver bo kinne wat jy ooit voor kan bid of dink of verwag. En hoef jy nie 'n lotto kaartjie te gaan koop vir goddelike voorsiening nie. Dit kan ek jou beloof. Gevaar van prosperity preaching is, dis daai name and claim umbrella, stand outside and wait for money from heaven. Ek het baie goed gehoor, maar ek het nog nooit gehoor dat daar geld uit die hemel uitgeval het nie. Nog nooit nie. Nog net 'n engel gesien val uit die hemel uit, prys die Here. Toe my vrou die dag in my lewe ingestap het. Goddelike voorsiening beteken jy moet 'n aksie aanwend wat God kan bless, want God bless 'n poging. Jakobus 2 vers 20 sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke is dood. Jy moet iets doen. Jy moet gaan sorgvuldig soek. Jy moet jou lamp aansteek en jou vloer en jou huis gaan uitvee, dat die Here vir jou kan teruggee wat aan jou behoort het. As jy vanmôre saam met my glo, steek jou hand op, ek glo in goddelike verhoging, goddelike voorsiening, goddelike vermenigvuldiging en nie in prosperity preaching nie, en ek glo dit in Jesus naam. Ek glo in goddelike vermeerdering. Glo jy dit? Weet jy hoekom? Want daar was eendag 'n ou klein seentjie met 5 broodjies en 2 visse. En hy het dit nie weggesteek nie, hoor. Hy het dit nie weggesteek hier in sy hemp en gesê, "Wat kan jy vir my doen, Jesus? Wys my bietjie." En hy het gesê, "Dis wat ek tafel toe bring. Hierdie is my vermoëns wat ek gee sodat u dit kan vermenigvuldig. Asseblief, moenie in die struik trap van prosperity preaching nie. Want die Here gaan vir jou vermenigvuldig op elke grondgebied van jou lewe. Maar jy gaan iewers moet sê, Here, hier's my 5 broodjies, hier's my 2 visse, hier's my tyd saam met u, my gebed, my smeking voor u. Here, ek gaan my kos bietjie eenkant sit, ek gaan dalk bietjie vas oor 'n saak. Wanneer laas het ons gevas voor die aangesig van die Here? Wanneer laas het ons gebid en gesê, Here, asseblief voorsien vir my, ek het U so nodig. Weet jy wat? As jy oë uitvee, dan het God vir jou vanmôre 'n los R5. 'n Voorsiening uit 'n pa se beursie uit vir 'n seentjie wat so graag 'n nikkerbol wil hê, wat so graag een van daai pingpong balletjies wil hê, en het hy vir my en vir jou die sluise van die hemele wat hy oopmaak oor elkeen wat vandag hierdie gebed hoor in Jesus naam. Psalm 23 sê die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dis voorsiening van die Here. Kan ek vanmôre net vir jou ietsie sê, 'n skok, wil vir jou skok gee. Die Here gaan net die skape laat eet wat by hom volg, hoor. Dis wat 'n herder doen. 'n Herder sê, kom eet hier's die gras, hier's die groen weivelde. Maar wat help dit? Ons sit aan die tafel van die duiwel, aan die oorkant van die draad, maar ons wil prosperity preaching hê. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Wat help dit ons is in ons huwelike met die verkeerde goeders besig, maar ons sê, ag Here, ek soek die liefde terug in my huwelik, maar ek kan net nie dit waarmee ek besig is agterlaat nie. Here, ek wil so graag hê U moet my finansiëel seën, maar ek kan net nie die wanpraktyke wat ek voer in hierdie lewe kan ek agterlaat nie. Weet jy wat sê Charles Spurgeon? Hy sê, we have all things and abound.
Not because I have a good store of money in the bank, not because I have skill and wit with which to win my bread, but because the Lord is my shepherd. Glo jy dit vanmôre saam met my? Wil jy oprys? The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want, sê sy woord. He makes me lie in green pastures. Nou, daar's my Engelse airtime nou klaar. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Psalm 23, die mooiste psalm. Want die Here is regtig waar vir ons 'n herder en hy's 'n goeie herder. Ek wil gou vanmôre vir jou sê die Here gaan moontlik vir jou op 'n weird manier voorsien. 'n Vreemde manier wat jy nie verwag nie. Petrus en Jesus is op pad kerk toe. En net soos in daai tyd is daar 'n reël by die kerk, hulle gaan op 'n stadium gaan hulle tiendes, offergawes, donasies, skenkings opneem. Hulle was bietjie strenger in daai tyd as nou en hulle het dit tempelbelasting genoem. En Petrus sê vir Jesus, o Jesus, ons moet nou kerk toe gaan, maar daai kollektebordjie gaan verbykom en dan kan ons nie ietsie gee nie. Ons gaan moet tempelbelasting betaal. En toe wil Petrus eintlik sê, maar ek is daarom by Jesus en Jesus hoef mos nie tempelbelasting te betaal nie. Moenie met Jesus kortpaadjies probeer loop nie, hoor. Moenie met Jesus probeer om 'n draadjie te loop en vir hom slim stories te vertel nie. Want Petrus het dit probeer en Petrus het moeilikheid gekry by Jesus oor dit. Jesus sê vir hom, Petrus, gaan dan na die naaste water toe. Gaan gooi jou visstok in en gaan trek die eerste vis wat jy kry. As jy hom uittrek, gaan daar 'n geldstuk in sy bek wees. Hoor wat sê Matteus 17 vers 27. Hy sê, gaan see toe en gooi hoek in. En die eerste vis wat byt moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Wow, is dit nie wonderlik nie? 'n Weird manier. Wie het nou gedink daar sal 'n silwer in 'n vis se bek 'n silwer muntstuk wees? Ek het dieselfde van huwelik gedink. Ek het gedink ek gaan trou en ek gaan ryk trou, toe werk dit nie vir my nie. Maar wie het nou gedink daar sal 'n silwer muntstuk in 'n vis se bek wees? Net Jesus het geweet. Hoe gaan dit lyk om vir sy seun wat graag wil kerk toe gaan en wat gaan moet tempelbelasting betaal vir hom sê, Petrus, hierso, ek het 'n los R5 vir jou. Hy sê dit nie in my sak nie, maar hy's in daai vis wat daar swem se bek trek om uit, jy sal hom daar kry. Is dit nie wonderlik nie? Die een wat daai silwer muntstuk in die water gegooi het, was heel moontlik iemand wat gedobbel het. En gesê het, ag, nou gaan ek 'n silwer muntstuk ingooi en nou gaan ek wens, ek verander in Michael Jackson of so iets. En toe het hy nou nie, en toe sink hy daai silwer muntstuk en toe gryp die vis hom en toe trek Jesus hom uit. Deur die diens van Petrus. Glo jy vanmôre dat die Here die vermoë het om vir jou, al is dit op 'n vreemde manier, maar vir jou te voorsien, ver bo kan dit wat jy ooit voor kan bid of dink of verwag. Glo jy dit vanmôre saam met my? Weet jy dat hy selfs 'n vis kan gebruik en sê hier is die voorsiening wat ek so lank al vir jou instoor het. As jy dit vanmôre saam met my glo, gee hom 'n lofoffer en prys hom vanmôre, want hy is nog steeds in beheer. Ek wil jou terugvat na die woord van die Here toe vanmôre wat ons gelees het, die titelteks. En die 3 konsepte daarvan is elke behoefte, elke liewe behoefte. Elke behoefte. Nie net sommige van hulle nie, elke behoefte. Jy het dalk finansiële nood, maar jy is ook 'n suikersiekte leier. Jy het dalk ook hoë bloeddruk. Jy sit dalk met 'n kranklikheid in jou liggaam. Jy sit dalk met 'n uitdaging in jou sielsmens. Jy sit dalk met dit en met dat. En as mense hier voor moet kom staan en sê wat deur hulle regtig gaan, dan gaan jy sê, o nee Here, wag, ek vat maar eerder my ou pakkie terug en gaan maar eerder net so met hom huis toe, as wat ek iemand anders se kruis moet opneem. Ek het vir jou goeie nuus vanmôre, die Here sê jy hoef nie met enige ietsie uit te gaan vanmôre nie. Want hy het vanmôre die vermoë om elke behoefte te voorsien. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 20 tot 21, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Oneindig meer te doen. Oneindig meer te doen. Op elke grondgebied vir my en vir jou 'n goddelike inspraak te kan gee in die naam van Jesus. Glo jy dit saam met my? Ek weet hy gaan elke behoefte vir ons aanspreek. En dan, hoe gaan hy dit vir ons aanspreek? Hy gaan vir ons ryklik voorsien. 2 Korintiërs 9 vers 8. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk. Is dit nie wonderlik nie? Alles in oorvloed. Gesondheid, liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al die vrugte van die Gees. Glo ek het hy die vermoë om vir my en vir jou alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê
En hier kom nou die catch, en volop te kan bydra vir elke goeie werk. Net soos met die stater, die silwermuntstuk wat in die vissebek was. Die 53 vertaling noem dit 'n stater. Om vir die werk van die Here te kan gee, dat die Here ons kan vir ons weer kan bless, nadat ons brood op die water gewerp het. Ek glo vanmôre vir goddelike oop deure in jou gesondheid, jou huwelik, jou liggaam, jou werksplek, oral waar jy kom, waar jy gaan sit of staan, dat jy Johannes 10 vers 10 sal beleef, en dit is lewe en 'n oorvloed van lewe, omdat die Here vir ons ryklik voorsien. En die laaste konsep is Christus se wonderbaarlike rykdom. Dit is die waarborg, die geestelike waarborg wat ek en jy het. Ons lees dit in Psalm 50 vers 10. Want al die wilde diere van die bos is myne en die vee op berge by duisende. Moenie dink die Here is arm nie, hoor. Moenie dink die Here het nie die vermoë om vir jou te kan voorsien nie. Weereens gaan dit nie net oor finansies nie. Maar die vee op berge by duisende, nie 1000 berge nie, nie 1000 vee nie. Die vee, onbeperk, op duisende bergreekse behoort alles aan die Here. En dink jy dat die Here nie vir jou 'n R5 het vanmôre nie? En ek wil vir jou vra, haal daai R5 uit. Jy gaan hom hou, hoor, jy gaan hom regtig nie teruggee nie. Is dit nie goed nie, die kerk, Pastor Jimmy, gee vir mense. Hulle het nie gedink hulle gaan vanmôre iets by die kerk kry nie. Let alone geld by die kerk. Jy moet asseblief huis toe gaan hierdie week en mense uitnooi na Pastor Jimmy se diens toe Sondag en dan sê jy vir hulle, ons is nou smart kerk. Hulle betaal my om daar te wees. Is dit nie so nie? Prys die Here, net R5, maar hulle betaal my om daar te wees. Dis 'n lekker kerk, daar kry ons geld. Maar as om jou te herinner dat God het vir my en vir jou 'n los R5 instoor. Hy het 'n los R5 hier in sy beursie. Hy het goddelike voorsiening vir my en vir jou vir ver bo kan dit wat ons ooit voor kan bid of dink of verwag. Hy het vir my en vir jou 'n goddelike deurbraak in gedagte. Hy het vir my en vir jou Johannes 10 vers 10 in gedagte. En dis lewe, ja lewe in oorvloed. Terwyl jy daai R5 in jou linkerhand, sit hom in jou dominante hand, as jy links of regs is, sit hom in jou dominante hand, dat jou vrou hom nie nou by jou moet steel nie, prys Here, ek sien die anti-klapplanne met daai R5, hou hom in jou dominante hand, dat niemand hom by jou kan afrokkel nie, en dan sê jy, Here, dankie dat U vir my gaan voorsien, Here, dankie vir 'n los R5, dankie vir nuwe liefde in my huwelik, dankie Here vir nuwe gesondheid in my liggaam. Onthou jy toe ons klein was, toe ons Kersfees gevier het en ons was 3, 4, 5 jaar oud, dan het ons die fees van ons lewe gehad. Dit was lekker, ons het net roomys geëet en geswem en gebraai. Vandag is ons oud en lelik. Nou het ons al die sorges van die wêreld op ons skouers en is feestyd nie meer 'n lekker tyd nie. Weet jy hoekom? Omdat die duiwel jou vreugde en jou vrede by jou kom steel het. Dit was joune toe jy daai size was. Vat dit terug vanmôre en sê, Here, hierdie is weer my vreugde, hierdie is weer my vrede in die naam van Jesus. Ek gaan weer alleen tyd gaan ek geniet. Ek gaan weer feestydde geniet. Ek gaan nie meer eensaam wees nie, want U is saam met my. Here, ek gaan nie meer bekommerd wees oor die siekte in my liggaam nie. Ons rebuke daai siekte vanmôre in die naam van Jesus. Want ons Vader wat die groot geneesheer het ook vandag vir jou voorsiening. Deur dit wat hy alreeds by hom het. Dis goddelike voorsiening. Dis goddelike gesondheid deur die bloed van Jesus. Deur die wonde van Jesus. Is daar vanmôre vir my en vir jou 'n oop deur. Die sluise van die hemele, die floodgates van die hemel is vanmôre oop vir my en vir jou en ek glo dit saam. Terwyl jy daai geldjie so in jou hand het. Sê Here dankie vir 'n manifestasie vandag dat U vir my altyd sal hê. Ryklike voorsiening op elke grondgebied van my lewe. Woord van die Here sê, maak jou begeertes in alles aan God bekend. Vanmôre is dit jou oomblik. Terwyl ek gaan bid, wonder ek of wil jy net in jou hart saam met my bid en sê, Here, dit is my behoefte. Here, dit is my behoefte. Moenie sê 'n nuwe vrou is jou behoefte as jy reeds een het nie. Sê Here, nuwe liefde in my huwelik. Dis wat ek nodig het. Here, nuwe voorsiening. Here, 'n vars uitstorting van U Heilige Gees op elke grondgebied van my lewe in die naam van Jesus. Wil jy vanmôre net eerlik wees met God? Jy kan nie vir hom jok nie, hoor. Jy kan nie 'n huigelaar wees voor God vanmôre nie en al die mooi goedjies wil wens nie. Sê vir hom, Here, ek sukkel. Ek sukkel met, en dan noem jy waarmee jy sukkel, in jou hart. En Here,
wat van alles weet, wat die vermoë het om alles vir jou uit te sorteer, is die een wat vanmôre sê, ek het vir jou 'n los R5. Hemelse Vader, Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre in die naam van Jesus Christus, U seun. En U weet van elkeen vanmôre, Here, wat hier is. U weet van elkeen se huwelik wat op die rotse is. U weet van daai huwelik wat ontbreek, die liefde wat nie meer daar is nie. Ons verstaan mekaar miskien nie meer nie. Here, vanmôre wil ek vra dat ons weer die liefde sal terugkry in ons huwelike. Here, U weet van elkeen wat vanmôre hier sit, wat siek en kranklik is in hulle liggame. Here, ek bid vanmôre dat U elkeen wat hier is sal aanraak in hulle liggame. Want deur die wonde van Jesus is daar vanoggend vir ons goddelike voorsiening. Daar's 'n los R5. Daar is verseker voorsiening. Daar's versekerde los muntstuk vir my en vir elkeen vandag wat hierdie gebed hoor in die naam van Jesus. Here, U weet van elke huwelik, elke een se liggaam, elkeen se sielsmens, angstigheid, depressie, swaar kry, eensaamheid, verwyte, pyn op 'n plek waar niemand kan sien nie, en dit is in jou hart. Ek bid dat U elke een se mental health, se sielsmens sal gesond maak, want U is die ene, Here, wat bonatuurlike vermoë het om dit te kan doen. Ek bid vanmôre, Here, vir elke persoon se finansies, elke besigheid wat vandag hier verteenwoordig word. Ek dink aan mense, Here, wat vanmôre moet spartel om kop bo water te hou. Ek dink vandag aan mense in ons midde wat op kommissie werk, mense wat afhanklik is van verkope. Ek wil bid, Here, dat U die sluise van die hemele vir hulle sal oopmaak. Hulle het al geweet hoe voel dit om finansiële voorsiening by die Here te kry, maar dat hulle dit weer sal beleef, net soos wat die weduwee haar penning weer teruggekry het. Ek bid vanmôre, Here, dat ons sal getuienisse dra van hoe U op vreemde maniere vir ons 'n vis gebring het met geld in sy bek. Vreemde oplossings. Miskien hoor ons toevallige gesprek waar iemand sê wat het in sy liggaam vir hom 'n deurslag gegee en dat ons dit ons in kan maak en vir U die eer gee. Here, U weet van almal wat vanmôre met 'n oop hand staan en sê, Here, ek het 'n R5 in die vorm van hoegenaamd enige voorsiening van U nodig. Ek bid dat elkeen se deel sal wees. Dat ons U daarvoor sal loof en prys. En dat ons sal weet dat U genade is vir ons genoeg. Your grace is amazing. En U is die ene wat nooit ooit die rug op ons sal draai nie. Daarvoor sê ons dankie, Vader, en ons bid dit saam in Jesus Christus naam. Amen.